Hartlike hallo van my kant af, so lekker om op hierdie manier saam met jou te kuier en heerlik vir my om bietjie weer hier by my Mosaïek familie te kuier en dat ons saam kan hoor wat is op die Here se hart, wat is die Here se woord vir elkeen van ons. Ons is besig met 'n nuwe reeks, so dit begin letterlik vandag, 'n nuwe reeks wat ons afskop oor dankbaarheid en dit is dat dankie is nie net 'n woord nie. En wat ek jou mee wil help, spesifiek by hierdie geleentheid, is om bietjie te praat oor waar begin dit? Waar begin dankbaarheid? Ek bedoel, die lewe, mense, is ingewikkeld. Die lewe is uitdagend. Die lewe is swaar en moeilik, gereeld, met tye, daarom nie altyd net dit nie. En binne dit, verwag die Here van my en vir jou, en as ons regtig 'n oorvloedige lewe wil lei, om dankbaar te wees. Nou kom ons begin by die begin. En ek sê altyd, dit begin met 'n refleksie. Refleksie is 'n verskriklike belangrike geestelike dissipline. Kyk, in my lewe het ek nou al baie gehoor van geestelike dissiplines. Ek het self al baie gepraat oor geestelike dissiplines. Byvoorbeeld om gereeld te bid. Paulus se woorde, bid aanhoudend. En Bybel te lees, besig te wees met die woord van die Here. Dis geestelike dissiplines en dit is uiteraard verskriklik belangrik vir jou en vir my. Maar bitter min mense, en as ek nou terugdink aan my verlede, het ek regtig bitter min al gehoor, dat refleksie, of die onthou die goedheid van die Here, of dink terug aan die goedheid van die Here, want dis wat refleksie is. Onthou sy goedheid, onthou sy liefde, onthou sy getrouheid. Dink terug aan moeilike tye in jou lewe en hoe getrou die Here was. Min mense het vir my in my lewe geleer of ooit gesê dat refleksie is 'n verskriklike belangrike geestelike dissipline nie. Net so belangrik soos Bybel lees, net so belangrik soos bid. Dit is absoluut onlosmaaklik deel van ons menswees. As ons spesifiek wil hê dat dankbaarheid 'n belangrike leefwyse moet wees, ons wil gekenmerk word as dankbare mense. Jy gaan dit nooit regkry sonder daai terugdink, daai onthou, daai refleksie nie. Hoor die woorde van Jesaja 46 vers 9. Dink aan wat vroeër gebeur het, lank gelede. Ek is God, daar is geen ander nie. Ek is God, daar is niemand soos ek nie. So 2 keer in hierdie skrifgedeelte sê die Here, dink terug, onthou, ek is God, ek is God. Niemand is soos ek nie, daar is geen ander nie. Wat wil die Here hier vir my en vir jou sê? Hoekom staan hierdie opgeskryf in die woord, spesifiek dan in die boek Jesaja? Daar is niemand so genadig soos ons hemelse Vader nie. Daar is niemand wat jou so lief het soos jou hemelse Vader nie. Daar is niemand wat so getrou en betroubaar is soos jou hemelse Vader nie. Daarom reflekteer, sit stil, dink terug. Spesifiek hierdie skrifgedeelte in Jesaja gaan oor, waaraan moet daar nou teruggedink word? Dink terug aan Egipte. Dink terug aan hoe swaar het dit gegaan. Dink terug aan hoe moeilik het dit gegaan. Dink terug aan die feit dat julle slawe was en vandag is julle uit Egipte. Julle is bevry uit Egipte. En ek en jy vandag, die tyd wat ons in leef, ek en jy kan terugkyk op die kruis. Ek en jy kan terugkyk op die leë graf. Dit is die refleksie wat ek en jy vandag kan doen en moet doen. Jesus wat in jou plek, in my plek, sterf aan 'n kruis. Jesus wat die dood oorwin, wat opstaan uit 'n graf en die graf in Jerusalem is leeg, wat vir jou en vir my oorwinnaars maak, saam met Christus. Maar dink aan die Israeliete, toe hulle nou uit Egipte uitkom.
toe is daar nou 'n kosprobleem of kosuitdaging, daar's 'n wateruitdaging en met alle geweld. Hulle dink nie terug aan God se goedheid wat hulle bevry het nie. Hulle dink nie aan die wonderwerke wat gebeur het. Dink aan die pla wat gebeur het om hulle daar uit te kry en hulle daar weg te kry nie. Nee. Hulle wil net terug Egipte toe. Hulle wil terug Egipte toe. Hulle beleef nou honger, hulle beleef dors en wil terug Egipte toe. Hulle reflekteer nie en daarom is hulle uiters ondankbaar. En so is ons almal maar gereeld. As die swaar kom, dan vergeet ons. Dan is dit tyd dat ek en jy vir mekaar moet sê, dis tyd vir die geestelike dissipline van refleksie. Dis tyd dat ons stil sit en onthou en terugdink. Dit is verskriklik belangrik. 'n Geestelike dissipline waarsonder dankbaarheid nie moontlik is nie. En hoekom is dit so belangrik veral in die tyd wat ek en jy in leef? Want dit is nie die kultuur van ons tyd nie. Mense, dankbaarheid is nie die kultuur van ons tyd nie. Kla is die kultuur van ons tyd. Ontevrede wees. Redes soek om ondankbaar te wees. Dit is die kultuur van ons tyd. Dis vandag se kultuur waarbinne ek en jy leef. Kom ons dink vir 'n oomblik weer terug aan Josef. Spesifiek in Genesis 39 vers 20 en 21. Hierdie jong man wat van put beweeg na tronk toe, onskuldig. En dan staan die volgende woorde in Genesis 39. Terwyl Josef daar in die tronk was die Here by hom. Die evangelie maak Jesus vir jou en vir my Immanuel. God met ons, God by ons, God om ons, God in ons. Dit is hoe naby hy is aan jou en aan my. Nou wat is die uitdaging vir jou en vir my? Wanneer jy ooit weer die woord geestelike dissipline hoor of self praat van geestelike dissipline, onthou, een van die belangrikste geestelike dissiplines is refleksie. Sit stil, raak stil, word stil, raak rustig en dink terug aan die goedheid van die Here. Die kruis, die graf, die nuwe mens wees. Dit is wat die Here vir jou en vir my moontlik maak. Ons het alle rede om dankbaar te wees. Here, dankie. Dankie vir u goedheid. Dankie vir u liefde. Dankie vir u ontferming. Here, dankie dat u ons kroon met liefde en ontferming. Here, help ons om net meer stil te sit en terug te dink en te onthou en te reflekteer oor dit wat u al in ons lewens gedoen het. Amen. 'n heerlike dag vir jou verder. Totsiens.